Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan julle almal hierso. So 'n bietjie wind verwaai. Ek moes toe uit die kar uit klim net my toepy vashou, anders het hy ook weggewaai, maar hy sterm nou nog hierso. 'n Bietjie wat daar is, die vleiskuif. Maar baie welkom aan julle almal. Dit is lekker om julle almal hier te hê. Ek net vir hier oopmaak as jy sê hy weer toegemaak of so ja. Dis so 'n winderige dag, bietjie koeler, bietjie vol reën. Maar ons hoop ook die Here gaan sy seën oor ons elkeen in hierdie oggend uitstort. Psalm 110 vers 1 tot 4 lees soos volg. Die Here het vir my Heer, die koning gesê, kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. As die Here die scepter, simbool van die mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor die vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u magte monster. U jongmanne is u krag as hulle teen dagbreek aantree. Geklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal vir altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Broers en susters, die Here groet julle almal vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Net so ietsie oor hierdie gedeelte wat ek vanmôre gelees het, Psalm 110. Hierdie gedeelte word net so aangehaal in die teks wat ons later gaan lees, of 'n deel daarvan word aangehaal in Hebreërs 5 wat ons later gaan lees. En daarom het ek gedink om vanmôre hierdie erediens as 'n woordem juis hierdie gedeelte te gebruik, waar dit gaan oor Jesus en sy priesterskap as hoëpriester, dat ons vanmôre weer in besonder daaroor gaan dink oor wat beteken dit dat Jesus vir ons hoëpriester is. Goed, ons skriflesing vanmôre is dan kom uit Hebreërs hoofstuk 5 uit. Vers 1 tot vers 10. Voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Wonderlike Heer en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg vir ons om as 'n gemeente so by mekaar te wees. Ons kan net aan U al die lof en die eer bring. Dankie Here dat ten spyte van die winde, ten spyte van die reën, daar nog soveel mense is wat vanmôre gesê het, maar ek wil graag hier by mekaar wees. Ek wil graag hierdie gemeenskap beleef van medegelowiges en gemeenskap met my Hemelse Vader. Here, ek dank U vir elkeen wat hier is, vir hulle wat siek is. Ons weet van Annetjie wat aneurisme gehad het en opgeneem is in die hospitaal. Ons wil ook vanmôre vir haar voorbereiding doen en vra Here dat U ook by haar sal wees. Ook vir hulle wat vanmôre nie kan wees nie, ons weet daar's mense wat siek is, en Here, ons dra hulle almal in U op. En mag die woord wat vanmôre hier gepredik word, en wat later ook op die sosiale blaaie gesit sal word, dat dit ten minste vir hulle wat nie hier kan wees nie, dat hulle ook so die woord kan hoor. Here, my gebed is vanmôre, Gees van God, dat U sal kom en dit rustig in ons gemoed sal maak, dat U dit vir ons almal stil sal maak, en Here, U het reeds ons elkeen se hart voorberei. En daarom is my gebed, Gees van God, dat U sal kom, en dat U ook U woord in ons elkeen sal bring. En ook vir my as prediker, kom oordek my vanmôre met U woord, en met U krag. Gebruik my net as die instrument, as die spreekbuis, sodat U woord duidelik tot ons elkeen gebring kan word. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Hebreërs 5 vers 1 tot 10. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree, deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meer gevoel hê met die onwetendes, dwalendes, omdat hy self aan die swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes.
Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep. Net soos Aaron, en so het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun. Van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig. Volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan hom wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor, vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword, en is hy deur God verklaar tot hoëpriester, volgens die priesterorde van Melchisedek. Ek lees nie tot daar. Hierdie is 'n ongelooflike belangrike gedeelte, en dit is waar die Hebreërskrywer nou begin het en gepraat het oor Jesus en sy goddelikheid, en hy het daarna gepraat oor Jesus wat verhewe is oor die engele. Hy het so 'n bietjie gepraat oor die verlossingswerk van Jesus in hoofstuk 2. In hoofstuk 3 het hy weer gepraat oor Jesus teenoor Moses. Ekskuus. Kom hy nou hier in hierdie gedeelte en hy praat oor Jesus as die hoëpriester. En dan weet ons eintlik dat hy, as hy hier praat oor Jesus as hoëpriester, dan bring hy eintlik die vergelyking om nou te sê dat Jesus eintlik belangriker is as Aaron. Die eerste hoëpriester was Aaron gewees. Hy was die eerste een wat in die tabernakel van God as hoëpriester diens gedoen het. En daarna is die hoëpriester uit die geslag van Aaron gewees. Nou Aaron was deel van die Lewiete, en die Lewiete was die stam waaruit alle priesters gekom het. Ek het Woensdag by die Bybelstudie vir die mense gesê, alle priesters was Lewiete. Luister mooi, alle priesters was Lewiete, maar nie alle Lewiete was priesters nie. Hoor julle die verskil? So alle priesters was Lewiete. Jy kon nie 'n priester wees as jy nie uit die stam van Lewi gekom het nie, of nageslag was wat gekom het uit die stam van Lewi. Maar daar was baie mense uit die stam van Lewi, want jy kan net soveel priesters in die tempel gehad het. Nee, daar was maar net een tempel gewees, en later was daar een tweede tempel, maar dit was maar 'n klein plekkie daar in Bethel gewees. Maar jy kan net soveel priesters hê. En die stam van Lewi was nogal redelik 'n groot stam later gewees, so jy kon nie, almal kon nie priesters wees nie. So het dit gebeur dat baie van hulle het ander werke rondom die tempel gehad. So hulle was betrokke by die aanstandhouding, die bou en die herbou van die tempel. Hulle was betrokke met die gereedmaak van offers, met selfs die teel van die skape en die lammers wat gebruik is as offers. So hulle was almal betrokke by die tempeldiens, maar almal was betrokke as priesters geweest. En dan die hoëpriester was die een wat aangestel is, en hy moes uit die geslag van Aaron gekom het. Jy kon nie 'n hoëpriester word as jy nie uit die geslag van Aaron gebore is nie. En die interessante is, nadat die tempel vernietig is in 70 na Christus, was daar nie weer 'n hoëpriester nie. Daar was nie meer Lewiete, want daar is nie meer 'n tempel waar hulle kon diens doen nie. En alhoewel die Jode vandag nog die groot versoendag Yom Kippur vier op hier aan die einde van September, begin Oktober, is dit die groot versoendag waarvan ons lees waar die hoëpriester ingegaan het in die allerheiligste
die skaap gevat het en die bok gevat het en die sonde van die volk op die bok gelaai het, die sondebok, en in die woestyn gejaag het en die lam gevat het en geoffer het. Alhoewel daai fees nog gevier word dit nie meer gedoen soos in die tyd toe selfs Jesus op aarde was nie, want daar is nie meer 'n tempel nie. Die tempel is vernietig. En daarom sê jy baie keer hoor praat mense nou van die herbou van die derde tempel, van die nuwe tempel wat gebou moet word, en die mense koppel dit byvoorbeeld aan die eindtyd, en die wederkoms van Jesus, en die weggerabing, dit moet eers nou plaasvind, voordat al hierdie dinge kan gebeur. Ek wil my nou nie vanmôre daaroor uitspreek nie, daar's baie verkeerde interpretasies van die gedeeltes uit Daniël en Openbaring wat hieroor handel. Ek wil nie vanmôre lank daarby stilstaan nie. Maar die eerste belangrike punt wat ons vanmôre vir mekaar moet sê, is dat die hoofpriester en die priesters was daar gewees om diens te lewer. Die eerste vers wat ons gelees het, om te sê, hulle is uit die mense geneem en aangestel as priesters. So dit was nie ook mense uit vreemde volke en vreemde lande en vreemde wêrelde nie. Dit was mense uit die volk van God, uit die stam Levi, wat gevat is en aangestel is as priesters om diens te doen in die tempel van die Here. En vandag nog roep die Here mense om diens te doen in sy kerk. En ons dink baie keer, as ons daaraan dink, as ons mekaar sê, ja, is die dominee. Of die Here roep kerkraadslede. Maar die Ou Testament het verbygegaan. Die Here roep vandag vir ons elkeen. Elkeen van ons het die roeping om te dien in die Here se diens. Onthou wat ek so 'n paar weke gelede gepreek het uit Filippense 3 uit, Filippense 1 uit, ekskuus, waar ek gepreek het oor Paulus wat gebid het vir die gemeente en gesê het, ek bid en ek dank my God elke keer aan julle as ek aan julle dink, en loof ek hom omdat julle hier is en omdat julle wat meedoen aan die verkondiging van die evangelie. Julle is betrokke daarbey, want elke gelowige het 'n roeping gehad. As dit nie was dat gelowiges hulle roeping ervaar het en beleef het in die Nuwe Testament nie, sou die kerk nie binne 350 jaar so invloed in die wêreld gehad het dat die keisers van die Romeinse Ryk tot bekering gekom het en gesê het, maar hierdie word nou my kerk en dit word ons staatse kerk. Elke gelowige, elkeen het sy deel gedoen in die verkondiging van die evangelie. Ek het al baie vir julle die beeld gebruik. Julle kan dit maar gaan toets by die huis. As net een van ons, net een mens, vandag sou sê, ek gaan die volgende jaar, gaan ek iemand kies, wat ek 'n disipel van die Here wil maak, want dit is wat die Here se opdrag is, nee, die Here sê nie, gaan maak bekeerlinge nie, hy sê, gaan maak disipels. Ek gaan vandag iemand in my lewe vat, en ek gaan met daai persoon 'n pad van disipelskap loop, en aan die einde van die jaar, moet daai persoon gereed wees, om saam met my, nog 'n persoon te vat. Sodat ons dan nou 2 mense is, wat elkeen 'n persoon vat, met ander woorde, in die tweede jaar word jy van 1 af, word jy skielik 4 mense, want dis 1 mens wat 'n ander disipel gemaak het, en dan word daar nog 2 bygevoeg vir disipels. En die volgende jaar voeg daai 4 mense, nog elkeen 4 by, en so gaan jy aan. Gaan dink bietjie die sommetjie. Ek dink as jy op die rekenaar dit elke keer so verdubbel, dan kom jy by 'n getal, ek dink van 23. As jy dit 23 keer herhaal, dan bom die sakrekenaar uit. Maar Lies weet as hy teken die getalle te groot is op haar sakrekenaar, dan gee hy vir haar so 'n E met 'n klomp snaakse goeders op. Dis wat gebeur. En dit beteken dat as een mens bereid is om vandag te sê, ek gaan my hele lewe daaraan toewy om hierdie jaar en elke jaar van my lewe net 1 persoon by te vat, dan bereik ons die hele wêreld, plus nog meer, die wat gebore word.
in omtrent 23 jaar se tyd. Maar dit beteken dat ons almal ons roeping moet ervaar en besef dat ek staan nou nie meer in diens van myself nie. Ek staan nou in diens van die Here. En ek gaan my toewy elke jaar van my lewe om een nuwe persoon elke jaar by te vat en 'n disipel van die Here te maak. Die Here roep nie predikante alleen nie, nie sendelinge nie. Hy roep elkeen van ons. En ons elkeen het 'n roeping wat ons moet uitvoer. Hierdie priesters is uitgeneem uit die volk uit omdat hulle meelewing met die mense kon hê. Hulle het geweet wat dit is om sonde te doen. Hulle het geweet wat dit is om swaar te kry, om lyding te hê, om mense aan die dood af te staan. En daarom vat die Here daardie mense en hy stel hulle aan. En hy sê, julle moet optree die volk met meelewing, met liefde, met begrip, met begrip vir mekaar, wat daar ook staan in Filippense 1 vers 3, as Paulus bid. Hy sê, ek bid dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waar dit werklik aankom, die dinge wat regtig saak maak. Ek dink ons baie keer in die kerke, praat nie net van ons as gemeente nie, is ons so besig met die klein goedjies wat nie regtig saak maak nie. En ons verskil daaroor en ons skep nuwe kerke daaroor. As ek nie gelukkig is met dit in my gemeente nie, dan skep ek 'n nuwe gemeente of 'n nuwe kerk. Want ek hou nie van dit nie. In plaas daarvan dat ons oor die belangrike dinge, naamlik die sterfdood, die kruisdood van Jesus met mekaar ooreenstem en sê, ek kan nie in die hemel kom, Johannes 14 vers 6, as ek nie deur die Jesus Christus gaan nie, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. Ons beklei oor die doop, of groot of 'n klein doop gedoop moet word. Jesus het nie eers van die kruis afgeklim en gesê, wag, stop almal, haal my eers van die kruis af, want ek met hierdie moordenaar of hierdie misdadiger wat hier agter my hang, en gesê het, ek wil vandag saam met u wees, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil ook eers omgou gaan doop nie. Ons maak van die doop, en selfs van die nagmaal, maak ons baie meer, ons gee aan dit krag van verlossing, en afwassing van sonde wat dit nie het nie. Dis net 'n teken daarvan. Dis nie dit wat Jesus alleen kan ons van ons sondes reinig. Sy kruisdood alleen, sy offer alleen kan ons hiervan verlos. Nie die nagmaal nie die doop nie. Hier staan die doopvond agter my. Dit kan nie. Ons is so besig om ons kerke met mekaar daaroor te beklei. En hoe ons die nagmaal, ons moet bekers gebruik, ons kelkies kan gebruik, of ons wat daar in Engeland was, het hulle so, die kelkie is 'n plastiek kelkie, hy lyk soos hierdie ene, en dan sy geseël met 'n doppie, en boop is daar net so 'n klein beskuitjie. En as jy nagmaal gebruik, dan trek jy daai beskuitjie, daai eerste foelie bo af, en eet jy die beskuitjie, jy klaar die trek jy die tweede foelie af, dan druk jy die wyn, want dan die ander, jy gaan dit nie maak nie. Dan die ander gaan dit nie maak nie, want sy sê gewoonlik hierdie brood, partykeer is die broodjies te klein vir haar. So dan die ander gaan dit nie maak daar in Engeland in die kerke nie, sy gaan die nagmaal daar kan gebruik. Maar ons baie keer beklei ons oor hierdie goetertjies, ons kla daaroor, maar dit maak nie saak nie. Ek onthou toe ons in die weermag was, ons het met dog biscuits, nou weet nie wie van julle weet wat dog biscuits is nie. Die wat ons in die weermag was, weet daarvan. Jy het 'n dog biscuit, dit is nog erger as 'n Weet-Bix. Want as jy hom in 'n bakkie water sit en dan word hy net so lyk soos 'n baksteen. Hy drink al jy drink alle melk, jy kan nie melk daaroor gooi nie, want hy drink 'n hele liter melk drink amper op. So was daai dog biscuits gewees. En hy maak versadig hoor, ek hoef jy sê, jy kan my so dog biscuits, jy kan dit partykeer nie eens opgeëet nie, want hy was 'n redelike fris ding gewees. Ons het met dog biscuits en in die red packs was daar soeke aanmaak koeldranke gewees. Daai hierdie Stroopie, die partykeer was dit soos ou rols gewees, of so ietsie van die aard. Dan maak jy daai sakkies maar aan, met jou beker, met jou waterbottel, en dan gebruik jy dit om nagmaal te gebruik. Want jy het nie vars brood, en jy het nie die gerief altyd van nagmaal wyn, as jy daar in die veld sit nie, en jy moet nagmaal bedien nie. Dan moet jy dit gebruik. Ons maak vas baie keer van die klein dinge, terwyl die groot ding
is my saak met die Here reg? Ken ek die Here? Aanvaar ek sy offer wat hy gebring het? Aanvaar ek dit vir my? En gaan leef ek nou as 'n nuwe mens? Dis die dinge wat belangrik is. En baie keer sien ons dit oor, en ons lees verby dit, en ons leef verby dit, terwyl dit die hart van die evangelie is. En dit is waar ons almal moet stilstaan by. Die tweede belangrike ding wat ek vanmôre hier wil aanraak, is dat ons moet raak sien dat die rol wat Christus in hierdie gedeelte speel. Ons lees van Christus in sy gebed. En dan vat dit my terug na Jesus toe, hy daar in die tyd van Getsemane was. En hy daar gebid het, en dan lees ons dat hy uiteindelik bloed gesweet. Om te vra vir die Vader, hierdie lydensbeker, laat hom asseblief by my verbygaan. Ek sien nie kans om gekruisig te word nie. Ek sien nie kans vir die swaker, ek sien nie kans vir die lyding, ek sien nie kans vir die gespot wat ek moes langs die pad ervaar en beleef het nie. Maar Vader, nie my wil nie, laat U wil geskied. En dis daardie gebed van verlossing wat ek en jy vir mekaar moet bid. Ek het aan die ander vanoggend gepraat oor gebed en die rol van gebed en die belangrikheid van gebed en dat herlewing nie kan plaasvind sonder gebed. En daarom het ek in die laaste ruk weer 'n groot klem geplaas om te sê, kom ons word weer 'n biddende gemeente. Ons moet bid vir herlewing. Ons moet bid dat die Gees van God mense se harte nuut maak en mense se harte verander sodat ons weer kan word wat God wil hê ons moet wees. Daar kan nie herlewing plaasvind as die grondslag van gebed nie daar is nie. As ons nie ons knie deurbid nie, dan gaan daar nie herlewing plaasvind nie. Dit begin by jou en by my, begin by elkeen van ons om voortdurend elke dag nie alleen vir hierdie gemeente nie, maar vir die wêreld te bid. Ek hoor weer in die week van moorde in Nigerië, waar Christene vermoor is. Nog 'n groep Christene. Nog 'n kerk wat verbrand is. Dit gaan by ons verby. As 'n wêreld daar buite wat die kerk en gelowiges en Christene vermoor, omdat hulle weet wat die waarheid is. En hulle nie wil hê die waarheid by die wêreld moet uitkom nie. Dis deel van dit wat Paulus vir ons skryf in Efesiërs 6, as hy sê die bose geeste in die lig. Julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En ons verloor dit so baie keer uit die oog uit. Dis nie alleen die Islam nie. Ons stryd is teen Satan wat besig is om die kerk van die Here te oorrompel. Wat besig is om die kerk te verdeel oor nietighede, oor dinge wat nie in die kern, in die hart van die evangelie is nie. En ons sit as Christene maar baie keer met gevoude armpies. En ons kyk net toe dat dit gebeur. Dis tyd dat ons begin besef, ek en jy het 'n offer om te betaal. Dink maar aan Romeine 1, waar Paulus skryf en sê, dat ons 'n offer het, 'n lewendige offer sal wees, wat vir God aanneemlik is. Jou lewe moet 'n lewende offer wees, wat vir God aanneemlik is. Sodat as God na jou lewe kyk, hy kan sê, jy het my gedien. Dit gaan nie oor eie eer nie, dit gaan nie oor eie belang nie, dit gaan nie oor eie menswees nie, dit gaan alleen oor dien ek die Here, soos die hoëpriester en die priesters in die ou tyd die Here gedien het. Is ek bereid om my lewe te offer, want dit is die prys. Is ek nie bereid om my lewe op te offer, omdat Jesus sy lewe vir my geoffer het. 'n derde gedagte, en ek gaan nou nie lank daarby stil staan nie, maar dit gaan rondom die orde van Melchisedek. As jy gaan lees in die verhaal van Abraham, dan lees ons een keer van Melchisedek. En sy naam sê eintlik wie hy is. Die Malek beteken koning, en Sedek of Sadek beteken van die stad Sadek. Die stad Sadek
was ook Salem genoem, en dit het later Jerusalem geword. So hy was eintlik die koning van die stad Jerusalem, toe dit nog 'n baie klein stadjie was. En daar was ook 'n tempel gewees, en die interessante is, daar is nou die afgelope paar jaar, is daar 'n tempel ontdek, wat vermoed word dat dit die tempel is van Melchisedek in Jerusalem, nie ver van die ou stad van Dawid, en wat Dawid se paleis was nie. En dat dit 'n bewys is, en weer 'n bevestiging is, van dit wat ons lees in die Bybel oor Melchisedek. En toe Abraham 'n oorlog aanvoer het om Lot en sy familie te red, het hy teruggekom en hy het by Salek gestop, by Melchisedek gestop, en hy het vir hom 'n offer gebring, 'n tiende, omdat Melchisedek was die priester, hy was die koning, maar hy was ook 'n priester gewees, wat alreeds in diens gestaan het van die almagtige God. Dis nog paar honderd jaar gewees, voordat die volk Egipte uit Israel getrek het, en die amptelike godsdienst daar gekom het, was daar al 'n hoëpriester gewees, vir wie Abraham die offer, die tiende, wat hy gebuit geneem het, kom offer het en kom gee het, om eer te bring aan die Here vir daardie offer. En nou kom skryf die Hebreërskrywer om te sê, dat Jesus is ook in daardie orde van Melchisedek. Hy is nie uit Aaron se geslag nie. Hy is uit die orde van Melchisedek, is hy hoëpriester, aangestel deur wie? Deur God self, omdat hy ook God self is. En daarom het hy nie soos die ou hoëpriester, want daar was 'n tekort in die ou priesters en hoëpriester. Wat moes die ou hoëpriester doen, as hy wou gaan offer op Yom Kippur? Hy moes homself eers gaan reinig het, hy moes afgestap het na die bad van Siloam, hy moes homself gaan reinig het, hy moes gesorg het, dat daar niemand in aanraking kom met hom nie, en dan moes hy opgeloop het terug na die tempel toe, hy moes die hoëpriesterlike kleed aangetrek het, wat nie van gemengde stof gemaak moes gewees het nie, en dan eers kon hy vir homself 'n offer bring, vir sy eie sondes, en as hy dit klaar gedoen het, kon hy vir die volk gaan offer het. En volgende jaar moes hy dit weer doen, en die jaar daarna moes hy dit weer doen, en die volgende hoëpriester wat na hom gekom het, moes presies dieselfde doen, want hulle was menslik en sondig, en hulle kan nie regtig 'n offer gebring het vir ander mense nie. Maar Jesus het dit verander. Omdat God hom aangestel het, is hy vir ewig hoëpriester. Hy het nie nodig om vir homself eers 'n offer te bring nie, want hy is God self, en daarom sondeloos. En daarom kon hy die offer bring, die een offer, wat vir altyd ons sou vrymaak van sonde, en dit was hy self. En omdat hy waarlik mens was, het hy medelewing met ons, het hy ervaar wat ons ervaar, omdat hy waarlik God is, het hy opgestaan, en oorwin oor die dood. Hy was nie alleen die hoëpriester nie, hy was die sondebok, en hy was ook die offerlam. En hy was God, wat die vryspraak vir ons almal gee, en regverdig oordeel oor ons elkeen. En dit is wat hierdie verhaal vir ons wil kom leer, dat Jesus 'n hoëpriester is, op 'n totaal ander manier, as wat ons as mense is, en as in die Ou Testament dit was. Maar die Here wil vir ons kom sê, maar julle elkeen staan nou in my diens. Julle elkeen is nou 'n geroepene. Julle elkeen is nou 'n priester, sodat julle kan optree en die Here kan dien, waar jy ook al is, en wat jy ook al doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so vanmôre kom aanspreek deur die woord. En ons is baie keer, Here, is ons maar gebroke, nie baie keer nie. Altyd. Ons is net mense. En ons is ook maar net menslik. En Vader, U het vanmôre vir ons elkeen weer kom aanspreek, om net te sê, maar onthou jy staan in my diens. Het gaan nie oor jouself nie, het gaan alleen
oor my eer. En daarom, Here, bid ek dat elkeen in hierdie gemeente vanmôre weer opnuut hierdie boodskap sal hoor, dat dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor Jesus Christus. En Vader, ek wil bid dat U vir ons in ons harte vanmôre vir hierdie gemeente weer opnuut hierdie les sal leer, dat U ons daardeur sal lei en sal oprig, sodat ons sal verstaan wat ons rol en ons taak en ons funksie is. Ek bring aan U al die lof en die eer daarvoor. Amen. Broers en susters, ons het nou die afgelope 2 weke, ons het die eerste week het ons gekyk na die nagmaal as genade. Verlede week het ons gesien die nagmaal as die gemeenskap wat ons het, nie alleen met mekaar nie, maar die gemeenskap met God. Vanmôre wil ons ook kom sien, in aansluiting by die erediens, die nagmaal as die offer van Jesus, wat as hoëpriester homself die lam geoffer het, nadat hy al die sonde van die wêreld omgeneem het, die sondebok geword het vir ons, aan die kruis gehang het en vir ons gesterf het. En sy offer is nie 'n offer wat herhaal moet word nie. Sy offer is nie iets wat oor en oor gedoen moet word nie. En wanneer ons vanmôre by die nagmaal aansit en ons die brood neem en dit eet, dan sê ons en verkondig ons vir mekaar dat Jesus is die ewige hoëpriester wat vir ons die volkome verlossing gebring het. En as jy vanmôre hierdie brood saam met my neem en dit eet, dan sê jy ook vanmôre nie net vir elkeen in die gemeente nie, maar ook vir die Here, sê Here, ek aanvaar jou offerdood vir my. Die brood wat ons breek is die teken van die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is as 'n ewige verlossing vir al jou sondes. En nadat Jesus die brood gebreek het, het hy ook die beker geneem, die beker van danksegging, sy Vader gedank, ons Vader, en hy het gesê, hierdie beker, die beker van danksegging, is die teken van my bloed wat vir julle gestort het. Neem dit, drink dit, dink daarin glo, dat my bloed vir jou gestort is, as 'n volkome verlossing vir al jou sondes. Dan dit moet sleg wees, want ons dink aan die suur bittergal wat Jesus aan die kerk gedruk het, so dan is heeltemal reg. Dit moet nie vir ons lekker wees nie. Kom ons sê vir die Here dankie vir die teken. Hemel Vader, ons kan net vir die dankie sê. Ons staan hier by die nagmaaltafel, die offer wat ons ontvang het vanmôre, die tekens daarvan. Ons weet dis net die tekens. Die brood is net brood. Die wyn of die druiwesap is net wyn of druiwesap. Maar Here, U het vir ons U liggaam en die bloed gegee, sodat ons die ewige lewe kan hê. En ons kan nie anders as om U te loof en te prys daarvoor nie. Dankie vir die offer. En Here, leer ons om ook so elke dag onsself te offer vir U. Laat ons lewens 'n lewende en heilige offer sal wees wat vir U aanneemlik is. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van God van Jakob jou beskerm. Mag hy jou te hulp kom uit die heiligdom, jou bystaan uit Sion.
Mag hy al jou graanoffers onthou en jou brandoffers aanneemlik vind. Mag hy u gee wat jou hart begeer en al jou voornemens laat geluk. Amen.